Die Bybelkoerant bied u vandag se nuus, gelees deur Marie Stroo. Vandag se nuus word oorheers deur die Farao se 7-jaar plan om honger te verhoed. Die Farao het vandag in Avenie op 'n nuuskonferensie 'n 7-jaar plan genaamd GVE, wat staan vir Graan vir Egipte, bekendgestel. Die doel van die GVE is om genoeg graan op te gaar, sodat niemand in geval van 'n langdurige droogte broodsgebrek sal ly nie. By dieselfde geleentheid het hy 'n buitengewone pos geskep om te verseker dat die inwerkstelling van die GVE-plan vlot verloop. Die man wat hierdie pos sal beklee is Zafenaf Paneah, 'n jong Hebreër van 30 jaar oud. Hy sal in rang net onder die Farao self staan en dus tweede in bevel van die land wees. In 'n plegtige seremonie het die Farao sy seelring afgehaal en dit aan Zafenaf Paneah se vinger gesteek. Hy het 'n spesiale linnekleed om sy nek gehang en ook die tweede beste wa in Egipte as rytuig aan hom geskenk. Daarna het die Farao amptelik vir Zafenaf Paneah geluk en sterkte toegewens en 'n beroep op al sy onderdane gedoen om hulle volle samewerking aan hom te gee. Hy het onder meer gesê: "Ek bly die Farao, maar sonder die toestemming van Zafenaf Paneah mag niemand in Egipte 'n vinger verroer nie." Die Farao het die GVE-plan gekry nadat hy in 'n droom deur die gode gewaarsku was dat daar 7 jaar van oorvloed wag, wat onmiddellik opgevolg sal word deur 7 jaar van ongekende droogte. Die man wat sy droom aan hom uitgelê het, was juis Zafenaf Paneah, wat nou bevorder is tot eerste minister. Die Bybelkoerant het ondersoek ingestel na die man wat vandag hierdie besonderse eer te beurt geval het om deur die Farao in die nuwe pos as hoof van die GVE aangestel te word. Dit blyk dat hy tot enkele ure gelede nog 'n gevangene in die koninklike tronk was. Die rare verhaal het hom vandag stuk ontvou in 'n onderhoud wat Zafenaf Paneah aan die Bybelkoerant toegestaan het. Hy het in die land Kanaan groot geword, maar is op 17-jarige ouderdom as slaaf na Egipte gebring. Oor hoe hy in slawerny verval het, wou hy nie uitwy nie. Hier in Egipte het hy in die huis van Potifar, die hoof van die koninklike wag, beland. Hy het vinnig opgang gemaak en was later in beheer gestel van Potifar se hele huishouding. Na 'n baie ongelukkige voorval, waaroor hy weer eens nie wou uitwy nie, is hy in die tronk gegooi. Daar het hy gou die vertroue van die owerhede gewen en is hy as hoofgevangene aangestel. En sedert gister, toe hy na die Farao ontbied is om sy droom uit te lê, is hy 'n vry man. Oor sy buitengewone gawe om drome uit te lê, is hy baie beskeie. "Dit is nie ek wat die drome verklaar nie," het hy gesê en voortgegaan. "Ek is maar net 'n instrument in die hand van die God van my vaders. Dit is immers hy wat die toekoms aan ons geliefde Farao bekend gemaak het deur middel van 'n droom. Ek is net bly dat ek in 'n posisie was om te kon help." Op dieselfde nuuskonferensie waarop die Farao die GVE-plan aangekondig het Zafenaf Paneah 'n ernstige waarskuwing aan al die Egiptenare gerig en gesê dat dit 'n uiterste spanpoging sal verg om die plan te laat slaag. Hy het bekend gemaak dat hy beamptes in al die provinsies gaan aanstel wat al die surplusgraan gedurende die volgende 7 jaar van oorvloed sal insamel. Hy het verder ook planne bekendgestel vir die bou van graanskure in elke stad in die land, sodat daar genoeg bergplek sal wees. U kan meer oor hierdie projek lees in Genesis 41. Dit is die einde van vandag se nuus, aan u gebring deur die Bybelkoerant. Bly gerus ingeskakel vir die redaksionele kommentaar deur Jaco Tom.
Hier volg die redaksionele kommentaar, geskryf deur Jaco Tom. Dit is maklik om in 'n oomblik van glorie voor die versoeking te swig om die kollig op jouself te probeer hou. Josef was werklik die man van die oomblik toe hy die tronk gehaal is om die farao se droom uit te lê. En tog weier hy om die roem vir homself te neem. Nie ek nie, God gee die goeie antwoord vir u, was sy verontwaardigde antwoord aan die farao toe die te kenne gegee het dat dit Josef se eie vermoë is. Dit staan in Genesis 41 vers 16. Dit is ware grootheid, om die lig van jouself al weg te draai na hom wat sy lewe vir ons gegee het. Om soos Johannes die Doper te sê, hy moet meer word en ek minder. Johannes 3 vers 30. Dit is ook ons roeping as sy gestuurdes, sy getuies in hierdie wêreld. Lewe u roeping as getuie van Christus Jesus uit, soos Josef, wat nie huiwer homself as gevangene God te verheerlik nie. Laat ons bid vir oop oë, sodat ons die geleenthede om oor die groot dade van God te kan getuig sal raak sien. En laat ons bid vir die moed en die beskeidenheid, om dan die geleenthede so te benut, dat God verheerlik mag word. U het geluister na 'n uittreksel uit die Bybelkoerant, geskryf deur Jaco Tom. Voorgeles deur Marie Stroh en Eugene Pinaar. Die Bybelkoerant is uitgegee deur Human en Rousseau Uitgewers en is beskikbaar by jaco@bybelkoerant.co.za.